Ok, so in graad 10 se hiperbole het julle, hiperbole is mos die wat, dit lyk ook soms soos 'n H, wat jy jou as 'n stelsel hier het, en dan is hy of in die eerste en in die tweede, die eerste en die derde kwadrant, of hy die tweede en die vierde kwadrant. Maar nou in graad 11 het ons te doen met hiperbole wat horisontale en vertikale verskywings het. So die nuwe algemene formule wat ons het vir die hiperbole is y is gelyk, of fx is gelyk aan a op x min p plus q. So dit sê vir my, daai twee goed sê vir my dat daar wel horisontale en vertikale verskywings was. So net soos in graad 10, daai enetjie sê vir jou wat die vorm van jou grafiek gaan wees. So as a groter is as 0, so met ander woorde a is positief, dan gaan jou grafiek in die eerste en in die derde kwadrant lê. As jou a kleiner is as 0, so hy is negatief, dan gaan hy in die tweede en in die vierde kwadrant lê. En hierdie twee, daai is my nuwe vertikale asymptoot. En daai is my nuwe horisontale asymptoot. So nou as ek hom sou teken, dan sou jy dalk 'n lyntjie kry wat daar gaan, of ek kry 'n lyntjie wat daar gaan, en jou hiperbole mag mos nou glad nie daai lyne raak nie. So onthou, jou asymptote, dis mos nou waardes waar jou grafiek nie kan sny nie. So met ander woorde, wat se getal kan ek hierso in die plek sit sodat ek 'n 0 onder die lyn het. So byvoorbeeld, sê nou maar daar staan 1 op x plus 3. Hoe jy jou asymptoot kry, net hierdie ene, omdat daar 'n negatief is, net hierdie ene, jou vertikale asymptoot. Die vertikale asymptoot gaan dan altyd die teenoorgestelde teken as wat hy daar is, want wat se getal kan ek in x se plek sit vir die noemer om 0 te wees, want dan sy mos ongedefinieerd. So minus 3 plus 3 is 0. Okay, so dis hoekom ons altyd vir hom dan die teenoorgestelde teken gee as jy jou vertikale asymptoot moet identifiseer, en daai ene met sy teken net soos wat hy is, vat jy altyd vir jou horisontale asymptoot. Ok, so kom ons kyk gou, hoe teken jy daai hiperbool? So hulle gee vir jou die formule, so wat jy altyd doen, jy hoef nie noodwendig aan hierdie volgorde te wees nie, maar dit is die goeders wat jy moet doen. Jy moet die vorm van jou grafiek bepaal, en daarvoor kyk ek mos na my A-waarde. So in hierdie geval is my A kleiner as 0, so my grafiek gaan in die tweede en in die vierde kwadrant lê. So daai gaan sy vorm wees. Nou kyk ek na my asymptote. So my twee asymptote, my vertikale asymptoot gaan wees x is gelyk aan die teenoorgestelde teken van daai, so daai is positief 3, hierdie moet dan wees minus 3, en die horisontale asymptoot is die lyn daar waar y gelyk is aan min 1. Dit is die waardes waar jou grafiek nooit kan sny nie. En dan gaan jy jou afsnitte bepaal, so jou x en jou y afsnit. So onthou, as jy jou x afsnit wil hê, soos wat ons nog altyd van graad 9 van grafieke gedoen het, dan maak jy jou y-waarde 0. So ons los hom op, 0 is gelyk aan min 2 op x plus 3 min 1. So ek soek altyd my breek alleen aan die een kant, so ek gaan plus 1 aan die ander kant, en dan raak ek ontslae van my breek deur aan die ander kant te gaan, maal met die noemer. Want om ontslae te raak van 'n deel, moet ek aan die ander kant maal. So dan val hy weg, dan maal jy maar net daai in, maar dit bly x plus 3, en dan kry jy jou x afsnit moet minus 5 wees. So dis as ek hom in koördinaatvorm moet skryf, min 5 en 0. En dan dieselfde, ek het nou te naby hier, so as ek my y afsnit wil hê, dan maak ek vir x0.
So in x se plek sit ek nou maar net 'n 0. En dit is dan min 3 op 2 min 1. En dan jy kan nou of werk met die breek of met desimale syfers. Wat is dit dan? 3 op 3. Ok, en as jy dit dan in koördinaatvorm moet skryf, dan is dit nou so. So as ek hom nou gaan teken, onthou jy kry nie by die grafieke punte vir jou stappe nie. Jy kry punte vir die grafiek wat jy teken. So jy gaan hom nou teken, jy gaan jou y-as hê, jy gaan jou x-as hê, maar meeste van die tyd, eintlik in toets en eksamens, gee hulle vir jou die grafiek en hulle vra vir jou vrae oor die grafiek. So my asymptote is daar waar x gelyk is aan -3, daar -3, en waar y gelyk is aan -1, en dan gaan ek hom plot. So my x-afsnit het ons gesien is -5. Oeg, ek het hom nou weer nie lekker hier volgens skaal geteken nie, maar toe maar, hy moet nou omtrent daar sny. En waar is hy nou? My y-afsnit is -5 op 3, so hy gaan omtrent daar wees. So hy gaan so lyk. Ja, nou glad nie mooi geteken nie, maar ok, so jy gaan punte kry vir jou y-afsnit, jou x-afsnit, die vorm en vir jou 2 asymptote. So dis hoe jy hom teken. Ok, so die volgende ding wat hulle vir jou kan vra is, bepaal die vergelyking van die hiperbool. Nou, dit is baie min dat hulle dit vir jou so in skrif gaan sit. Ek vertrou net in myself om dit te teken nie, want dit gaan dit nie nou baie mooi teken nie. So hulle sê vir jou bepaal die vergelyking van die hiperbool met die asymptote, x is gelyk aan x is gelyk aan 2 en y is gelyk aan -1. En dan sê hulle ook vir jou, die hiperbool gaan deur daai punt. So hulle kon dit ook net sowel, want dis wat hulle maar meeste van die tyd gaan doen. Hulle kon dit vir jou in 'n skets gegee het met die asymptote daar, en dan het hulle vir jou gesê hy gaan deur die punt 3, 4. Okay, ons weet nou nie presies hoe sy vorm is nie, maar ja. So jy begin ons nou met jou algemene formule. Y is gelyk aan A op x min p plus q. So wat jy altyd heel eers doen wanneer jy die vergelyking moet bepaal, is jy sit jou asymptote in, want dit is waar is wat jy daarom het. So onthou, die asymptoot, net soos die vertikale ene, as hulle vir jou die formule gee, soos wat ons nou gesien het, en jy moet dit teken, dan kyk jy altyd wat is die teenoorgestelde teken van daai een wat langs die x kom, en dan teken jy hom. Maar as jy hom moet gaan insit, dan sit jy hom net so in. So my vertikale asymptoot in hierdie geval is 2. En jy vra jouself, as jy dit wil double check, dan vra jy jouself af, watse waarde kan ek in x se plek sit, sodat ek 'n 0 het onder die lyn, want dan is hy mos nou ongedefinieerd. En as ek 'n 2 hier onderin sit, want 2 minus 2 is 0, dan is hy ongedefinieerd. En dit stem saam met my vertikale asymptoot wat 2 is. X se waarde kan nie 2 wees nie, dan gaan jou grafiek nie uitwerk nie. Maar kiesen is maklik, hom sit jy sommer net so daarin. Hy is -1. En dan is al wat oorbly, dis eintlik baie eenvoudig, is jy moet dan net jou A-waarde kry. En onthou, in jou formule, daai x en daai y verteenwoordig enige punt wat op jou hiperbool lê, se x en y koördinaat. So aangesien hulle klaar vir ons daai koördinaat sommer gegee het wat op die grafiek lê, kan jy dan daai koördinaat se x en y waarde gaan instel en net vir jou A kry. So my y waarde is 4, so in sy plek sit ek 'n 4. En my x waarde in hierdie geval is die 3, so ek sit dit daarin en dan het ek nog my asymptote. Sien julle, want nou het jy net een onbekende en nou kan jy maar net die vergelyking gaan oplos. So onder die lyn 3 minus 2 is 1. So A op 1 is dieselfde as A. En as jy vir A alleen wil kry, moet jy aan die ander kant gaan plus 1. So dan kry jy A is 5. So as jy dan sy formule gaan neerskryf, is y is gelyk aan 5 op x min 2
min 1. So dis redelik dit. Die enigste ander goed wat hulle vir jou by die hiperbole vra, hulle vra ons nou dit altyd by al jou grafieke, dit is daarom in my opsommings ook, bepaal die waardeversameling, die definisieversameling, daai klas van goeie, so onthou, jou hiperbole kan letterlik altyd enige waarde hê, behalwe daar waar die asymptote is. So die definisieversameling is altyd x is 'n element van die reële getalle, behalwe x kan nie gelyk wees aan 2 nie. En dieselfde jou waardeversameling, sê ons wat sy y-waardes hy kan hê, want hy kan enige iets op en enige iets af, hy kan net nie gelyk wees aan min 1 nie. So dis y is 'n element van die reële getalle, behalwe y kan nie gelyk wees aan min 1 nie. Okay. En die ander ding wat hulle kan doen is, hulle kan vir jou vra om die symmetrie as se vergelyking neer te skryf. So onthou, 'n gewone hiperbool, soos in graad 10, voordat jy die verskywings gemaak het, lê mos so. En sy symmetrie as is altyd daar reg deur die oorsprong so, y is gelyk aan x, of y is gelyk aan min x. Maar nou het jy 'n verskywing gehad. So nou wil ek amper sê, jou nuwe oorsprong is daar waar die twee lyne kruis. So, solank as wat jou, as jy daar 'n reguit lyn sou trek, daai is jou een nuwe symmetrie as, soos wat hy hier sou gesny het, nou sny hy daar, en hierso is jou, soos wat hy hier sou gesny het, hierheen is min x, hierheen is net y is gelyk aan x, nou gaan hy daar. So jou gradiënt van die lyn bly nog steeds dieselfde, dis nog steeds die gradiënt is nog steeds 1 of min 1. Al wat nou gebeur is, hy gaan wel die reguit lyn gaan wel die y-as sny. En al wat jy doen is jy gebruik maar net daai asymptote om dan nou daar te kyk wat daai waarde daar gaan wees, maar ek het in elk geval het ek daarom ook vir julle die symmetrie asse het ek vir julle in die opsomming van hoe jy dit gaan bepaal. Jy gaan nou maar net 'n punt daar gaan instel. Dis nou maar al wat jy gaan doen, maar jy werk van daai af. So dis redelik alles oor die hiperbole wat jy moet kan doen. Julle alright met dit?